In Ink Luisterstories bied aan. Dag sê vriende, ons gaan voort vandag met Anna van Broederstroom, hoofstuk 8. Geskryf en voorgelees deur Sarita Pieterse. Gert neem Anna op 'n asembenewende witte brood in die asuurblou water en kalkwit huisies van Santorini, Griekeland. Daar leer hulle vir mekaar en van mekaar, passievol, plesierig, harmonieus. Soos Gert haar jare terug beloof het met haar eerste wynproe, proe hulle nou saam aan die geurige versnit van hulle lewe saam. 3 salige weke voor hulle weer moet terugkeer na die plaas, die werklikheid, die gewone gang van die lewe. Gert bou vir haar 'n lieflike sandsteenhuis aan die onderkant van die kelder, ver genoeg van sy ouers vir privaatheid, naby genoeg dat hulle vir 'n vinnige middagkoffie kan oorstap. Anna val weer in by Tygerberg, tot groot vreugde van matrone Fischer. Nie lank na haar heraanstelling word Anna die jongste matrone nog in Tygerberg Hospitaal. Sy geniet haar werk, geniet haar lewe saam met Gert. Haar verhouding met haar skoonouers, na die aanvanklike opdraande, verloop bo verwagting glad en word sy en haar skoonma met tyd groot vriendinne. Wanneer haar ma kom kuier, raak dit 'n groot lekkerte tussen die 3 van hulle. 5 wonderlike jare gaan verby. Gert en Anna raak bekend en bemind in die omgewing. Hulle liefde vir mekaar is vir almal 'n voorbeeld en inspirasie en word elke dag sterker, ten spyte van die feit dat hulle steeds kinderloos is. Nie dat daar iets skort nie. Anna se vrees vir die oorerflike familiekwale wil maar net nie wyk nie. Gert respekteer haar keuse, tot op 'n dag. Die rusteloosheid wat hy van tyd tot tyd by sy vrou opmerk, noop hom om haar eendag te maak sit by die eetkamertafel, sodat hulle die modder in haar oë kan deurtrap. My Anna, begin Gert, jy proe alweer hoenderpoep. Ek weet van jou vrees, maar ek sien ook die versigtiging van jou hart. Ek sien dit, Anna, omdat ek self ook daarna begin hinker. Ons sal moet plan maak. Anna kyk met gemengde gevoelens na haar man. Gert, ek is bang. Jy het my boeties gesien, daar is geen waarborg dat ons dit sal vryspring nie. Inteendeel. Gert kry sy vrou diep jammer. Al sou hy graag kinders van sy eie wou hê, het hy haar lief genoeg om haar vrese te respekteer. Gert, jy weet dit gaan nie oor ek nie kans sien daarvoor om 'n kind met spesiale behoeftes te versorg nie. Ek dink net aan hoe regverdig dit teenoor so 'n kind is. Die uitdagings waarmee hy of sy elke dag moet saamleef. Ek het dit eerstehands ervaar en dit is nie maklik nie. Hou Anna vol. Gert is lank stil. Hy kyk af in haar mooi gesig. Sien die ongelukkigheid wat sy so desperaat probeer onderdruk. Anna raak liefderyk aan sy wang. My lief, ek wil nie ondankbaar wees nie, jy het my lewe so mooi gemaak. Ek kan niks meer van jou verwag nie, jy gee reeds soveel. Gert staan op en gaan staan voor die venster. Tuur oor die groen wingerde waar soveel van sy hart, passie en sweet lê. Dan draai hy om en sê ernstig. Anna, wat van aanneming? Ek dink hulle rukkie daaraan. Ek sal nie omgee as jy nie omgee nie. Ons kan vir iemand 'n huis met 'n hart gee. 'n Ou kleintjie uit ellende haal en vir hom 'n
In die volgende oomblik lê Gert op die vloer, op die naad van sy rug, met Anna bo-op hom, borrelend van vreugde. Kronje, as jy darmal in jou lewe 'n breinwyf gekry het. Well, I never. Ja, en dankie my Gert, dankie. Gert begin lag, keer vir die vale, want Anna plant soene net waar sy kan plek kry. En net daar, plat op die eetkamervloer, gaan sit hulle en begin beplan aan die volgende stukkie avontuur in hulle lewe. Anna laat nie lank op haar wag nie. Sy werk reeds in haar hoedanigheid as matrone dikwels saam met die welsynwerksters en weet presies wat aanneming behels. Ken die prosedure soos 'n namakwalander 'n droogte ken. Hulle gaan deur die formaliteite, vorms en onderhoude wat aanneming vooraf gaan en uiteindelik breek die dag aan dat hulle vir hulle 'n babietjie moet gaan haal. Die ideaal is om die kindjie so na as moontlik aan geboorte aan te neem. Anna hou egter nie rekening met haar hart se eie koppige wil nie. By die kinderhuis word hulle hartlik deur die matrone ontvang. Na 'n hoflike koppie tee, waarvoor niemand lus is nie, in haar kantoor, lei sy die weg na die babasaal. Op pad soontoe loop hulle by die kleuters se slaapsaal verby. 'n Klein seentjie met vlamrooi hare en 'n ry onnutsige sproetjies oor sy neusie en groot groen oë staan by die deur en waai skaam vir Anna. Anna se bene weier om verder te loop. Sy draai net daar in haar spore om en gaan hurk by die kleintjie. Matrone wil nog teestribbel, maar Gert skud sy kop ongemerk heen en weer. Matrone probeer weer iets sê, maar toe sy die tasbare energie tussen die kleintjie en Anna merk, weet sy dat geen vermaaning nou gaan help nie. Sy hoop maar net. Anna hurk by die seentjie en glimlag terug, haar hele hart in haar oë. Hallo, groet Anna vriendelik. Die kleintjie kyk na haar met eerlike oogies, vat haar hand en trek haar dieper die kamer in. Amper by die venster gaan staan hy en kyk na die bed langs hom. Daar sit nog 'n seentjie, die presiese ewebeeld van die een wat Anna se hand vashou. Hy los haar hand en gaan sit langs sy boetie en kyk weer na Anna. Sê effens onseker. Ons is al 'n bietjie groot. Almal wil die babietjie sê, maar jy het gaan staan en vir my gekyk. Jy het nie verbygeloop soos die ander nie. En ons is soet. Ons is regtig soet. Ons eerste mamma en pappa is hemel toe. Ons wil net weer 'n mamma en pappa hê. Maar ons is 2, ek en my boetie. Sal jy nie ons vat nie? Die matrone probeer verleë verskoning maak vir die kinders se voorbeharigheid. Probeer die 2 kinders uitboender, maar Gert keer haar. Hy kyk sag na sy vrou. Anna, waarop sy net haar kop knik, terwyl sy tussen die 2 mannetjies op die bed gaan sit. Gert kyk ingenome na die matrone en sê glimlaggend, ek dink, my vrou het haar hart verloor, ons hoef nie verder te kyk nie. Meneer Kronje, u besef dat ons nie graag se beskei nie, vra matrone benoud. Gert lag weer, dit wil my voorkom of ons sal moet regmaak vir 'n dubbele aanslag matrone, want daar is geen manier wat my vrou hierdie 2 hier gaan los nie. En op die manier kom die nuwe Kronje-tweeling, Dani en Dewald, aan 'n huis. Klein Dani het nie gejok nie. Die 2 5-jariges is baie goed gemanierd, alhoewel lewendig. En na mate hulle aan die lewe saam met hulle nuwe mamma en pappa gewoond raak, begin hulle weer kind word. Dani, die spraaksame een, Dewald, effe meer besadig. Nie gewoond aan die plaaslewe nie, het die 2 hulle vergaap aan alles in en om die plaaswerf. Sommer die eerste aand al kom Dani opgewonde van buite af op Bonita afgestorm met die verstommende woorde. Tannie, het Tannie gehoor hoe blaf daai hoender? Andrei, wat die affære beluister het, kon nie help om te lag nie. Hy stel hom aan die 2 knapies voor as hulle nuwe oupa en wys hulle daarop dat die Tannie eintlik hulle nuwe ouma is.
Bonita moes teen wil en dank aan die term gewoond raak, maar al het sy kastig vreeslik daarteen beklei, het die twee soos mos op haar begin groei. Veral toe sy kon begin spog teenoor haar vriendinne met haar kleinkinders. Sari Stander het gereeld kom kuier en was vreeslik lief vir die tweeling. Hulle het gou geleer dat hulle in ouma Sari en ouma Bonnie twee bondgenote het vir wie hulle enigiets kon vra. En oupa Andrei was die een wat hulle geleer visvang en ketty skiet het. En 'n hele paar ander dinge waarvan hulle ouers liefs nie te hore moes kom nie. Anna en Gert het die twee seuns vreeslik geniet. Hulle het meegedoen aan al die dinge wat paas en maas doen. Rugby afgerig, skoolkonserte, ekstra klasse, saam gaan kamp. Die seuns en hulle ma het leer perdry. Gert het hulle in die plaaslewe ingelyf en hulle na sy hand geleer wat wynmaak en wingerd betref. Dit was veral Dewald wat baie belang gestel het in alles wat die plaas gebied het. Die lewe was vol en vreugdevol. Dit was op haar 40ste verjaarsdag dat Anna onraad vermoed. 'n week later bevestig haar huisarts haar vermoede. Al haar voorsorgmaatreëls ten spyt is sy 7 weke swanger. Al die ou vrese kom staan weer loodreg voor haar. En nou is sy sommer ook vir Gert kwaad. Dis immer sy skuld. Sy takel hom ook sommer dieselfde middag. Kronje, ek het 'n bek vol vir jou te sê. Dis oor jy nie jou gulp kan toehou nie, dat ek nou sit waar ek sit. Imagine, 'n baby op 40. Die seuns is al in die hoërskool. Wie jy Kronje, ek bliksem jou sommer. Gert gaan staan doodstil. Sy ingenome grynslag gaan soos 'n hamburger reg rondom sy kop. My Anna, jy sê die mooiste dinge. Kom hier dat ek jou kan soen. Lag hy en druk haar styf vas terwyl hy haar soen tot haar ore begin gloei. Sy druk hom ferm eenkant toe en raas. Kronje, dit is presies die soort gedrag wat... Anna se oë skiet vol trane. O Gert, wat nou? Wat nou? Gert kyk haar vas in die oë. Nou my vrou, kyk ons dit wat ons kan toekom vierkantig in die oë. Hierdie is die kroon op ons liefde. Hoe sal ons dit kan misken? Wat ook al die liewe Vader vir ons gee, gryp ons met sagte grootmaakhande aan en gee dit ons liefde en ons beste. Dis wat nou. Anna se swangerskap verloop komplikasievry. Op dag en datum 40 weke maak klein Kara Kronje luidkeels haar aankoms bekend. 'n Pragtige blou-oog dogtertjie, perfek geskape in elke opsig. Anna en Gert se dankbaarheid en verligting is sonder maat. Sy word 'n pragtige mollige klein pop met haar ma se kobaltblou oë en 'n blonde krullebol wat herinner aan Shirley Temple. So bekkig soos 'n Kaapse blommeverkoopster nie kan wees nie. Kara steel harte so ver as sy gaan. Haar innemende persoonlikheid en gevatte kwinkslaa maak haar geliefd by almal wat haar pad kruis. Teen die tyd dat sy hoërskool toe gaan, is daar nie 'n enkele mens wat nie dadelik vir haar lief raak nie, behalwe sy self. Karaitjie staan elke oggend vroeg op. Die eerste ding wat sy doen is om in die spieël te kyk. Sy sien nie die pragtige blou oë nie, ook nie die welige boskrulle of haar bloesende, roomsagte vel nie. Al wat Kara sien, is die mollige dogtertjie lyf wat na haar terugkyk. En dan vergelyk sy dit met haar beeldskone ma en haar stylvolle ouma Bonnie en skielik dink sy is lelik. Wil sy haar kop toegooi en wens dat sy nooit haar kamer hoef te verlaat nie. Net sy weet wat dit elke dag van haar verg om so opgeruim en sorgvry voor te kom, terwyl haar hart so pyn oor haar molligheid. Maar Kara hou nie rekening met ouma Sari se skerp waarnemingsvermoë nie. Die het vir 'n paar weke kom kuier. Sommer met die groetslag merk sy die netjies agterbekkigheid versteekte skade wees in jong Kara se oë.
Sy neem haar voor om vroeër eerder as later agter die kap van die byl te kom. Sy hoef ook nie vreeslik ver te soek nie. Loop toevallig een oggend vroeg by Kara se oop kamerdeur verby om te gaan water haal. Sien die gesigsuitdrukking waarmee die kind haarself in die spieël bekyk. Sari stap saggies Kara se kamer binne en gaan staan agter haar. Sy sit haar hande op Kara se skouertjies en vra sag: "En nou my Karaatjie?" Kara hoor haar ouma se sagte stem, kyk op in haar sielvolle bruin oë, weet dat sy maar haar binnekant hier kan bloot lê. Haar ouma Sari kon sy nog altyd vertrou met alles. Sy draai om en druk haar gesig teen haar ouma se sagte lyf vas en begin snik. "O, ouma, hulle is almal so mooi. En ek..." Ouma gaan sit op Kara se bed. Nooi haar om langs haar te kom sit. Kara gaan lê op haar bed met haar kop op haar ouma se skoot. Ouma begin sag haar hare streel en sê kalmerend vir haar: "Jy weet, Karaatjie, die wêreld sou maar 'n vervelige plek gewees het as ons algar vir dieselfde mens geval het en as ons almal dieselfde gelyk het. En besef jy hoe saai sou ons almal se bestaan gewees het as ons nie elke dag jou vrolikheid gehad het om 'n bietjie sprankel aan die dag te gee nie. Dit, my kind, kan nie eens jou ma so goed doen soos jy nie." Kara kyk verbaas na haar ouma. "Ouma?" "Ja," vervolg sy, "Karaatjie, mense is op verskillende maniere mooi. Party is geseën met 'n perdeby lyfie, maar geen persoonlikheid nie. Of 'n mooi gesiggie, maar kan nie boe of baas hê nie. Ander kan die mooiste prente teken, of soos 'n nagtegaal sing, maar is dalk nie mooi van aansien nie. Ons is algar op 'n ander manier mooi, en dit is nie regverdig om die een met die ander te vergelyk nie. Ook nie jouself nie. Karaatjie, jy kyk verkeerd na die meisie in die spieël, my skat. Probeer bietjie raak sien wat sy is, en nie wat sy nie is nie, sal jy?" Kara gaan sit regop langs haar ouma en soen haar saggies op die wang. "Baie dankie, ouma, ek sal onthou." Kara het 'n pragtige jong meisie geword. Sy was nooit geseën met 'n modellyfie nie, immer aan die mollige kant, maar sy het onthou wat haar ouma Sari haar geleer het. En met tyd het sy ook geleer dat skoonheid in alle groottes kom en dat selfvertroue enige dag net so aantreklik is as 'n mooi lyf. Met ouma Sari se woorde en haar ma en ouma Bonnie se styl en charme oorrompel sy steeds almal rondom haar, en selfs aan vlerkslepers is daar nie 'n tekort nie, tot haar pa se ontsteltenis. Ons begin hulle gewig op die plaas ingooi. Dewald het met sy studies intensief op die wynbedryf gefokus en deel sy pa se passie daarvoor. Hy is ook deesdae sy pa se regterhand in wingerd en kelder, en Gert sien met genoegdoening hoe sy seun besig is om die leiersels geleidelik oor te neem. Dani, alhoewel baie lief vir die plaas, deel nie sy pa en broer se absolute passie daarvoor nie. Hy was van kleins af lief om met eisters en engines te vroetel en bekwaam om na skool as 'n dieselwerktuigkundige. Alhoewel hy nie gemoeid is met die landboukant van sake nie, word die meganiese kant van die boerdery sy verantwoordelikheid en sien hy om na al wat voertuig en implement is. Gert is nie minder trots op hom nie en sien dankbaar hoe die twee broers mekaar aanvul sonder dat die een hom met die ander se sake bemoei. Anna en Kara gaan doen vroeg een oggend inkopies. Toe haar foon lui. Dit is die hospitaal, sy moet dringend kom. Daar was 'n verskriklike ongeluk en Gert lê in bedenklike toestand in intensief en hy vra na haar. Anna word ijskoud. Word vervolg. Daar sy vriende, hoofstuk 8 onder die knie. Oei, jene, en ek hoop nou net die Gert gaan vir ons verlaat nie. Maar ons sal moet wag om te sien wat gebeur in hoofstuk 9. Lekker dag verder, tata.
Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.